Good afternoon from Inspire Altis Radio and the Judge Jenny Show. Today we have the opportunity to interview Jaco Koen of Refuse on the Inn. Jaco, can you tell us what is your organization about? So this is not an organization as yet. After our meeting at Parliament the other day, now we're going to establish this as an organization. What we want to do is kan ek maar Afrikaans praat, né? Ja, je mag maar Afrikaans praten. Okay, so ons gaan dit doen amper soos 'n civil society groepie. Omdat die soos baie organisasies in ons dorp, maar ons het nie 'n civil society in ons dorp nie. Nadat ons by die parlement was, nou het ons gesien dat as jy as 'n civil society opstaan, dan het jy baie meer om reg te kry binne jou gemeenskap. Soos wat? Kyk, soos nou huidiglik, ons het kerkforums, ons het die GPF, ons het die sportsforums, maar daar is ons nie iemand wat na die civil society van die gemeenskap kyk nie. So ons het civil issues soos werkloosheid ensovoorts. En dit word nie na gekyk nie as gevolg van die organisasies wat huidiglik daarso is. Het nie daai in hulle konstitusie nie, hulle fokus op wat hulle konstitusie vir hulle voorlê. So nou is daar 'n lek in ons community. En ons het nou bewus geraak by parlement dat as ons nou unite as 'n community, as 'n civil society, dan het ons nou 'n voet om op te staan as ons die ding wil vorentoe vat. Wat is die verskil van die civil society en watter verskil sal julle maak om die probleme vorentoe te vat in vergelyking met die ander organisasies wat al reeds in die verlede die probleme ook vorentoe gevat het na parlement toe en so wat is verskil gaan julle maak? Gaan julle die ander organisasies betrek of gaan die civil society op hulle eie beweeg? Nee, die civil society moet 'n breëre gemeenskap wees. Hy moet elkeen van elke sektor in het. Kyk, soos nou as jy nou na die sportforum kyk, gaan hy net fokus op sport homself. So werkloosheid gaan nie onder sport val nie. Maar as jy een van die sportmense het op die civil society, of jy het een van die GPF se mense, dan weet jy nou wat in jou sport aangaan binne in jou gemeenskap, jy weet wat aangaan in jou crime, jy weet wat gaan aan jou werkloosheid, syfel, sulke goedjies, verstaan? So ons wil hê die civil society moet diverse wees, hy moet die hele gemeenskap kan cover. So hy moet eintlik die stem wees vir die gemeenskap in die parlement. Is dit die idee? Man, parlement weet ek nou nie so much nie. Ons moet maar nou deur die structure werk. Kyk, dit is mos nou eers jou local municipality en dan gaan ons provincial toe en dan national toe. So as ons as 'n civil society staan, dan het ons kom ons sê 'n deur oop reg deur na nasionaal toe. En dit is eintlik maar wat ons probeer regkry nou hierso. Het julle al reeds 'n forum gestig vir die civil society? Het julle al reeds mense in plek gesit en so? Hoe lank gaan julle vat om hierdie groepie mense op die been te bring om die werk te doen? Okay. So die visit na parlement toe nou die dag was gewees om vir ons te gaan leer wat is die hele proses van wie parlement is, wat is elkeen se funksie daar binnekant. Nou die groepie mense wat nou genooi is na parlement toe. Ons as 'n groep het nou toe besluit dat ons wil nou die dingetjie nou establish nou. So ons kyk nou na die datum 3 Mei. So as ons nou in plek is, gaan ons nou al die roleplayers nou nader en vir hulle invitation stuur en dan hopelik as ons regloop by 3 Mei, dan gaan ons nou actually nou launch as die civil society van Refuse on the Inn. Hoe lank sal dit neem vir julle om dit wel te launch? Daai dag kan jy mos maar nou die komitee kies. So once jy die komitee gekies het, is dit mos nou die launch. En dan vanaf dan moet jy maar nou net laat die komitee bymekaar kom, dan moet hulle nou establish in elke sektor wat is daar so, wat is die kort daarvan, en dan moet ons nou die protocols begin volg om kom ons sê local munisipaliteit te sê, dit is wat ons needs is, wat is die respons daarop. Van hulle kant af gaan ons dit weer na provinsie toe stuur en sê, kyk hier, dit is wat local munisipaliteit vir ons gesê het is, wat kan julle van provinsie se kant af vir ons assist mee?
So dan gaan ons nou so deur die protokol volg. Dit is en julle is eintlik die stem vir mense wat nie kan praat nie. Julle is die stem vir die gemeenskap daar buite. Yes. Hoeveel mense is julle op die huidige oomblik om hierdie projek te laat deurdring en suksesvol te maak? Ja. Soos ek en Mr. Hein gesê het, is ons wil nie net 'n komitee stig nie. Ons gaan die komitee stig, maar dan wil ons bo-op hom 'n subkomitee stig. En dan wil ons die subkomitee dan in portfolios indeel. Dan moet hulle nou in hulle portfolios in beweeg en dan weer vir ons as 'n komitee terugvoering gee. So outomaties hulle raak die veldwerkers. Hulle beweeg in die gemeenskap en dan kyk hulle na die issues op die gemeenskap vlak. Hulle stuur dit na die komitee toe. Die komitee volg dit dan deur die government se space, local, provincial en national. So as jy dit nou gaan in 'n total moet sit, dan gaan dit wees sê maar plus minus 13 na 15 mense toe. So jy voel dat die civil society wel 'n verskil sal maak, dat die parlement wel aan ons probleme, ons daglikse probleme in die gemeenskap wel onmiddellik deur die civil society aandag sal gee, terwyl daar soveel alreeds baie goed is wat nog nie aandag kry in alle gemeenskappe nie. As ons voor we begin by behuising, as ons begin by die dienste van die mense, van die local government. As ons daarby begin en ons sien, die dienste is nog steeds nie wat dit behoort te gewees het. Daar's met alle ander organisasies wat al reeds gestig is in die lewe. So jy voel die civil society is eintlik nou die regte society om deur te dring en dan vir ons positiewe uitvoering te gee, omdat ons weet dat julle gaan ons probleme oplos in die gemeenskap. Is dit wat jy sê vir ons vandag? Ja, kyk soos ek het nou verstaan is jy het mos nou 'n wyskomitee, né? Ja. Dan die wyskomitee is eintlik veronderstel om die civil society te wees. Hy is eintlik veronderstel om te wees die broode gemeenskap. Maar nie almal wat altyd op 'n wyskomitee sit daar met 'n mandaat nie. So mense sit daarso met sy eie motief. En as jy nou kyk na wat jou gemeenskap regtig gain, beteken dit dat jou wyskomitee is dan onaktief of hy is nie so aktief as wat hy veronderstel is om te wees nie. Hulle moet dan nou Ekskuus. Reg, praat maar, verskoon toe. Okay. So hulle moet mos nou uit die gemeenskap uit hulle mos nou 'n mandaat kry, dan moet hulle die mandaat na die raadslid toe bring. Die raadslid is veronderstel om dit na die raadsvergadering toe te vat, maar dan deur die burgemeester dan op die einde van die dag goedgekeur word. Nou daai proses vind nie plaas nie. Nou iemand moet vir hulle accountable hou. En dit is waar die civil society inkom. Once die civil society inkom en hy's gaan mandaat deur jou gemeenskap omdat hy in elke sektor val, kan daai civil society dan gaan en hy kan die wyskomitee, raadslid en die raad kan hy dan accountable hou. En dan gebruik jy dan nou die prosedures wat die parlement vir ons verduidelik het om jou ministers te approach en vir hulle te sê in hierdie sektore kry ons nie die dienste wat ons graag wil hê nie. Wat sal u sê, wat is die lek daarvan? En dan gaan hulle nou die raad vra, wat sê hulle sê, hoekom kry die mense nie die services nie? En dan kan jy nou terugkom na jou gemeenskap toe om te sê, okay, dit is as gevolg van geld, of het is 'n neglect van die persoon wat daar werk, of wat sou ewe die storie moet wees. Wat ek ook net wil noem is, ons as local citizens, moet ook net verstaan, dat as dit by government kom, 10% rule 100,000. Nou, een government worker kry omtrent 100,000 mense wat hy moet serve. Nou, menslik is dit onmoontlik. Nou, hulle gaan vir jou 'n klomp goedjies sê wat hulle in plek het om die mense te kan diens. Maar omdat dit een persoon is wat 100,000 mense moet serve, is dit 'n moeilike wiskunde wat nou daar moet plaasvind. En dit is hoekom moet jy nou ander goedjies in plek insit om hulle in die hand te vat, wat dit vir hulle bietjie makliker maak, dat daai een persoon, kyk soos nou, hy weet nie eens wie is die 100,000 mense nie, maar as jy 'n database het van wie die 100,000 mense is en wat hulle nood is, dan maak dit al klaar sy werk klein bietjie makliker. Ek hoor wat jy sê. Ja. Okay, en as jy in elke sektor vir hom 'n needs analysis gedoen het, dan gaan hy weet wat om in die sektore te laat plaasvind. Het julle al reeds 'n mandaat gekry van die hele gemeenskap in die rivier sonder end? Dit is wat ons wil regkry met 3 Mei.
So julle vergadering sal op 3 Mei wees waar julle die mandaat gaan kry van die gemeenskap. Yes, en dan launch ons amptelik as 'n civil society. En dan is julle amptelik. Yes. Gaan julle NGO wees of gaan julle net is daar ander maniere dat waar julle geakkommodeer word en waar julle geerken word as die civil society by die regering? Okay, so ek het in Mr. Hein genoem is so 'n paar jaar terug toe was ek op 'n vergadering gewees in Caledon waar daar so van parlement af tot op local was daar gerecognized civil society kom ons sê op parlement vlak. So ons wil nou vir parlement approach en vir hulle vra uh wat van civil society is daar by julle? Hoe implementeer ons dit in ons dorp? Dat ons op hy selfe struktuur val. Dat dit nou nie 'n hele nuwe ding is wat hier begin het en niemand ken wat dit is nie. Ons wil invleg binne in dit wat parlement reeds in plek het. Vir my lyk dit dit is eintlik nie iets wat in die ander gemeenskappe alreeds moes gebeur het nie. As jy sê dat julle gaan die sterk faktor wees wat gaan help dat ons probleme opgelos word in die gemeenskap. Dat gaan help dat daar gaan verligting vir die gemeenskap kom, dat hulle sal minder miskien toi, dat hulle minder sal uitvaar teen die regering en kyk dat ons regtig 100% goeie diens sal kry vir die aandag wat die gemeenskap nodig het. Yes. En Kan ek so vra? Ek luister. Wanneer ons nou ge-establish is, dan is ons mos nou die stem van ons gemeenskap. Maar julle is die platform waartoe ons stem wil bring op die einde van die dag. So ons vra dat wanneer ons ge-establish is, dat ons 'n langtermyn verhouding het met mense soos julle, ander radiostasies, om dan vir julle te update, om te sê wat is die issues wat ons op die oomblik dan nou mee sukkel. Dit sal goed Ons wees. het nou hierdie prosesse in plek gesit. Dit is wat vir ons gesê was, maar dit is nou wat ons resultate is. En dit is, ek dink, die druk gaan dan groter op die persone wees wat dan nou nie hulle kan bring nie. Jy praat van mense jy praat van street campaigns. Waar street campaigns gaan wees, maar mense doen dit al reeds in die gemeenskap. Mense ondersteun mekaar. Hulle doen dit al reeds. Ja. Buurvrou ondersteun. As jy kyk in waar daar gemeenskap is waar die regering se huise is en die woonstelle is, dan sal jy sien as daar dood of siekte is, mense ondersteun reeds mekaar. So watter verskil gaan jou street campaign maak in jou gemeenskap, in Riviersonder, en sodat dit verder kan versprei word om 'n beter strategie te hê om mekaar te ondersteun in die gemeenskap? Okay, nou soos daai wat u nou noem, né? Na ons maandag se bymekaar kom het ons ge-establish dat in ons gemeenskappe bestaan hy nie wat u nou noem nie. Daai is 'n ding wat ons moet terugbring in ons gemeenskappe. Huidigelik sien ek die man slaan die vrou, dan stap ek net verby of ek maak eerder net 'n filmpie en ek sit dit nou op my statusse en dit gaan nie verder as daai nie. Dit is goedjies wat ons in ons gemeenskap is, daai is nie toelaatbaar nie. Jy kan nie 'n filmpie maak en jy het nie die polisie gebel nie of jy het nie gaan rapporteer dit wat jy nou sien nie. En dit is iets wat dood is in ons gemeenskap want mense is net op hulle eie whatever hulle mee besig is. So ons kyk nie meer reg aan mekaar, veral nie in ons gemeenskap nie. In ons gemeenskap kyk elke ou aan homself. En ons moet dit nou begin herstel. Armoede is die grootste ding in al ons kleerlinggemeenskappe. Armoede, werkloosheid. Dit is die twee grootste ekonomiese faktore as ons kyk na vandag hoe die strategie uitwerk vir die gemeenskappe, veral vir die kleerlinggemeenskappe. As jy sien hoeveel tieners sit by die huis en hoeveel kinders betrokke raak by dwelms en goed, want die werkloosheidsyfer styg by die minuut van die dag in Suid-Afrika. So sodra julle die civil society gestig het, laat mense weet, laat ander gemeenskappe ook sulke civil society stig, sodat julle dan 'n sterker band kan vorm om die probleme op te los. En laat ons hoop dat daar wel aandag gaan gegee word in die dag-tot-dag probleme wat die mense ervaar in die gemeenskap met die parlement, met the local government, die day-to-day things.
'n trein wat oorloop in wat nie aandag onmiddellik kry nie. Dis een voorbeeld van Yes. mense Ja, wag. ja. Mense moet wag vir 'n paar dae voordat my moontlik aandag kry. Ja, ja. En Uh daar is miskien 'n proses in plek, maar dit funksioneer net nie reg nie. Nou moet 'n mens vra hoekom nie. En dan moet 'n Presies. mens kan antwoorde gee terug aan die mense sê dit is miskien hoekom julle dit verkeerd hanteer het. Dit is die regte proses. Kyk, dit gaan mos nou eintlik oor kennis. Die kom ons sê government het strukture in plek in. Ons as die gemeenskap ken nie daai strukture nie. Nou lyk ons dom. Is nie dat ons dom is nie, ons het net nie die kennis hoe werk hy prosesse nie. Maar Maar dan die oomblik wanneer jy daai prosesse verstaan, kan jy dit in jou gemeenskap deel en dan kan almal die prosesse volg soos dit moet gevolg word. ja, ek stem saam met jou daar, maar daar is al reeds so baie goed in plek gesit. Daar is goed in Mm, plek, mm, maar mense is mm, moontlik mm, onbewus van dit en hoe om dit te bereik. Tog is daar mm, mense in die mm. gemeenskap wat dit kan doen. So Ja, ja, ons ja. glo en ons vertrou vanmiddags met hierdie civil society dat julle die verskil sal maak om die gemeenskap se probleme op te los. Dat julle die mond gaan wees vir ons daar binne met parlement om te sê. Maar gewoonlik sê hulle ook as 'n mens so iets stig, dan moet jy Mm, ook voor mm. 'n dag kom met 'n oplossing. Jy kan nie altyd net met Ja, 'n ja. probleem kom nie. En dis wat parlement vir ons genoem het. Hulle het vir ons gevra ook as ons iets opstel na parlement toe, nie net vir hulle 'n lys vol probleme stuur nie. Probeer met elke probleem 'n oplossing gee. En stuur dit dan vorentoe want dan kan die minister of wie ewer dit daarna kyk as gevolg van jy het nou oplossings in plek in. Nou gaan hy vir jou kan sê hoe om by daai oplossings te kom deur parlement se assistance. Maar hoeveel van die oplossings en goed wat al reeds voorgeles aan parlement was regtig geïmplementeer, meneer? Hoeveel was Ja, regtig? sien ons Daar's so baie ja. wat al reeds gevra gewees het. Maar Hmm, spraak vandag, hoeveel was geïmplementeer gewees? Is dit net sal ons nie nou weet. sal ons nou weet ja. Is dit net Ja. nie 'n goeie ding? Dis 'n goeie ding dat hulle vir julle te woord gestaan het. Dis 'n goeie ding dat hulle vir Ja. julle laat weet het hoe werk dit. Maar of dit geïmplementeer word, dit is 'n ander vraag wat ek vanmiddag vra vir u. Okay, kan ek so ietsie sê? So wat ons ook vandag moet regkry het hierdie onderhoud uit is, né? Daar is civil societies in ander gemeenskappe en hulle moet nou uitreik na ons toe. Dit is wat ons graag vra. Indien dit so is, hulle het nou al goedes in plek en kan hulle vir ons guide. Dan ook ander dorpe wat dan dalk belangstel in sulke civil societies, laat ons dan nou weer vir hulle kan guide. Op 'n of ander dag raak ons 'n struktuur. Kyk, heidaglik word ons gemeenskappe gekontrol met jou politieke partye. So die politieke partye sal net vir sy party se mense sê waar gaan daar nuwe werkskeping wees. So net sekere mense, dis nou selective wie gaan nou werk kry en waar gaan hulle werk kry. Maar die oomblik wanneer 'n civil society ook daai krag het waar hy weet presies wanneer watter poste uitkom, hoe doen jy aansoek vir daai poste? Dan vat ons daai krag uit daai partye se hande uit, want nou kan ons ook in ons gemeenskap meedeel om te sê wanneer kom haar werk uit en hoe doen jy aansoek vir daai tipe werke. Okay, Uh ek hoor wat jy sê. So jy sê die civil society gaan baie uh uh baie reg het, sal ek sê. ek glo So self so want ons is die power, they're mandaat van gonna die have dorp mos. more power Ja. than the political parties. Is this Onthou what you are telling? 'n politieke party kan net fokus op sy politieke members. Hy gaan nie op die broader gemeenskap fokus lê nie. Goed. So nou as daar 10 politieke partye is, dan fokus daai 10 politieke partye net op daai members van daai partye. Wat van Okay. die res van die mense wat nie politiek aangestel is nie. So hy word nou agtergelaat. Wie kyk nou aan hom? Maar daar sal altyd agterblewende mense bly in die gemeenskap. Niemand sal altyd 100% geakkommodeer word met enige iets in die samelewing van vandag met die politieke partye nie. Ja, maar as jy nou 'n civil society is, dan kom jy nie daar met 'n politieke mandaat nie. Jy kom daarso met 'n gemeenskapsmandaat. So jy kan dan actually kyk dan na jou hele gemeenskap want ons het 'n portfolio van elke individueel in die dorp.
het sy dit is jy's nie jy's werkloos, het sy dit is jy's jeug, het sy dit is jy's 'n ras, het sy dit is jy's 'n skoolier of 'n jeug. Verstaan? Ons moet ons portfolio so opstel dat jy elke sektor in jou gemeenskap kan cover. Ek hoor wat jy sê. Ek wens julle sterkte toe vanmiddag met dit, want Ek sê baie dankie. dit is 'n lang pad vir julle om te gaan en dat die civil society sal reg kry wat die ander partye wat al reeds gestig is en reeds met parlement baie tye vergaderings en goed gehad het en met die gewone local government ook, dat julle sal die sterk stem wees en dat daar geluister sal word na die pleidooie van die gemeenskap en dat jy verder ons sal op hoogte hou hoe dit vorder veral met parlement en was daar aandag wel gegee en kon julle die verskil gesien het wat julle beloof was die dag wat julle gegaan het dat julle moet julle probleme op die tafel sit, julle moet kom met oplossings, was vir julle gesê ook, maar dat dit letterlik wel aandag sal kry, meneer. Gemeenskap van Elsies Rivier en die breë gemeenskap, julle het vanmiddag gehoor wat Jacko Koen gesê het. Hulle is besig om 'n civil society te stig en hulle hoop dat dit na ander dorpe toe sal gaan en dat dit ander mense sal bereik om ook civil societies te skep sodat die parlement sodat die regering onmiddellik deur hulle aandag sal gee aan die probleme van die gemeenskap. So as julle daar buite is vanmiddag en julle luister na sy gesprek, kontak vir Jacko. Kontak vir Jacko Koen. Wat is jou besonderhede, Jacko? My selfoonnommer is 083 39 444 25. Reg. En van ons weerte sê ons jou baie dankie vir die onderhoud wat jy vir ons toegestaan het van Inspire Elsies Radio op die Just Ginny show. Ons kontaknommer is 068 102 4094. Tot volgende donderdag. Jacko, ons van Inspire Elsies netwerk wens ek julle net beste toe op die pad wat julle gaan aanvat. Begin so spoedig as moontlik om dinge in plek te sit sodat ons kan sien hoe julle vorder en dat julle dan die verskil sal maak wat anders nie kon maak om te luister na die gemeenskap se probleme nie. Totsiens, tot volgende donderdag.